Die familiealtaar, skriflesing. En Josef het aan sy broers gesê, ek sterwe, maar God sal sekerlik op julle ag gee en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat hy aan Abraham, aan Isak en aan Jakob met 'n eed beloof het. Daarop het Josef die seuns van Israel laat sweer en gesê, God sal sekerlik op julle ag gee, bring dan my gebeente hiervandaan saam op. So het Josef dan gesterwe, 110 jaar oud, en hulle het hom gebalsem en in 'n kus in Egipte gelê. Genesis 50 vers 24 tot 26. Boodskaplesing. Let op, toe Job gesterf het, voor hy gesterf het, het hy die plek bepaal waar hy begrawe moes word. Dit het iets daarmee te doen gehad, en toe het Abraham gekom, en toe Sara, sy geliefde vrou, gesterf het, was dit vreemd, maar Abraham het opgegaan na die land waar Job begrawe was, en Sara begrawe in dieselfde land waar Job begrawe was. Let nou op, hulle was profete. Hierdie was nie nou in die skrif geskrywe nie. En let op, toe Abraham gesterf het, het hy by Sara gerus, op dieselfde plek. Abraham het Isak verwek, en toe het Isak gesterf het, is hy by Abraham begrawe. En toe Isak Jakob verwek het, het Jakob in Egipte gesterf. Maar voor hy gesterf het, het hy sy profeet seun Josef laat kom en sy hand op sy heup laat lê waar die engel hom aangeraak het en sy wandel verander het, het hy by God gesweer dat hy hom nie in Egipte sou begrawe nie. Wonder waarom? Wonder waarom? Dit was nie geskrywe nie, maar hulle was geestelike manne. Hulle het tussen die lyne gelees en hy het gesê, neem my terug na Kanaan, begrawe my daar by my vader Abraham, by Isak. Kyk na Josef, toe hy gesterf het, het hy gesê, moenie my gebeente hieronder begrawe nie, maar eendag gaan God julle besoek, neem dan my gebeente saam met julle en begrawe hulle by my vader, op dieselfde plek waar Job begrawe was, dieselfde plek waar Sara en Abraham en Isak en Jakob en Rebekka en Lea almal begrawe was in die beloofde land. Wonder waarom? God, hier is dit. God het nie 'n opstanding daaronder in Egipte beloof nie, maar hulle het geweet dat die opstanding in die beloofde land sou plaasvind. En op die dag toe Jesus uiteindelik gekom het, die verlosser, het hulle met hom gedoen soos hulle gesê het hulle sou. Hy het gesterf, is begrawe en op die 3de dag het hy opgestaan. En die wat daar saam met hom begrawe was, Abraham, Isak, Jakob en die heiliges, het uit die grafte uitgekom. Hulle het geweet dat die opstanding in Palestina sou plaasvind, want dit was geestelik aan hulle geopenbaar. Dis die rede waarom ek vanaand sê, julle kan al die wêreld hê wat julle wil hê, al julle pragt en vertoon, al julle geleerdheid en alles wat julle wil hê, maar begrawe my in Jesus Christus, want die wat in Christus is, sal God saam met hom bring in die eerste opstanding. Laat die Heilige Gees dit net aan julle openbaar, verlos deur sy bloed, die wat in Christus is, sal God saambring by sy koms. Wat 'n verskil maak dit wat die wêreld jou wil noem, fanatikus of wat dit ook al mag wees, bly net in Christus. Verlossing, 19 November 1955, deur William Marion Branham.